Goed, nou het ons heel wat inligting waarmee ons kan werk en ons het ook nou 'n bietjie van 'n beter begrip wat die belangrikheid is van voorlees en wat daarmee saamgaan. Nou, dit is baie moeilik as iemand vir jou vra, definieer vir my vir wat is lees. Dit is baie moeilik om eintlik dit te definieer, maar ek het probeer om vir julle 'n paar definisies saam te stel dat ons kan kyk wat presies is lees en dan natuurlik behalwe lees is daar natuurlik ook leesbegrip en dit beteken dat 'n kind moet kan verstaan wat hy lees sodat hy uiteindelik kan teruggee wat van hom gevra word. Ek definieer dan lees met die behulp van natuurlik van die woordeboek dat lees is 'n manier om inligting te verkry uit 'n geskrewe bron. Lees behels om die simbole wat 'n taal uitmaak te herken. Dit beteken ek moet weet wat is 'n A, wat is 'n B, wat is 'n K, sodat ek uiteindelik kan verstaan wat ek sien, dit wat saamgevoeg word om 'n woord te vorm en dan uiteindelik 'n taal te vorm. Lees en luister is die twee mees algemene maniere om inligting te verkry. Hier wil ek ook beklemtoon dat luister die suiwerste vorm van leer is. Wanneer kinders kan leer om te luister, het hulle soveel minder om by die huis te gaan doen. Dit is ook 'n vaardigheid wat natuurlik ontwikkel en aangeleer moet word. Inligting wat deur lees verkry word, kan vermaak insluit, veral wanneer fiksie of humor gelees word. Ek dink die belangrike ding wat ek hier ook wil uitlig is ons moet nooit die waarde van humor onderskat nie. Vir baie kinders is dit waar lees begin, want dit is iets waarmee hulle kan assosieer, dit is iets wat hulle gemaklik maak, dit is iets waarvan hulle hou, want dit is 'n manier om ontslae te raak van emosies baie keer. Mense lees gewoonlik vir hulle self, maar hulle kan ook hardop lees, byvoorbeeld wanneer hulle inligting aan ander voorlees, en dit is eintlik waar ons begin, dit is eintlik wat ons aanmoedig, want dit is waar die liefde vir lees en die saadjie vir lees geplant word. Hardop lees kan 'n leser help om te konsentreer op dit wat gelees word. Na alles wat ek gesê het rondom die definisie van lees, kom ons uit by die punt om te sê, lees is 'n vaardigheid. Nou gaan ek vir julle vra om terug te gaan, so 'n paar minute te neem en skryf dan vir my 2 vaardighede neer of definisies neer van lees. Ek gaan vir julle so 3 minute tyd gee om dit te beantwoord. Goed, so ons is nou terug. Julle het nou gaan kyk na wat is daai definisies van lees uit dit wat julle verstaan het, ons gedoen het. Julle is natuurlik ook welkom om bietjie terug te gaan en dit in julle eie woorde ook te omskryf. In die vorige module het ons gaan kyk na wat is daai voordele van lees. Ek gaan nou bietjie kyk na die uitdagings as kinders nie kan lees nie. Lees om te leer. As 'n mens moet lees om te leer en jy kan nie met begrip lees nie, wat is die goed wat dan moeilik is vir kinders om te oorkom? As 'n mens nie goed kan lees nie, hou jy nie van lees nie. Ek dink dit werk so met enige iets in die lewe. Ons vermy altyd die goed wat nie vir ons lekker is om te doen nie. Soos byvoorbeeld as 'n kind verkies om wiskunde te doen, eerder as om geskiedenis te doen, gaan hy eers die wiskunde doen, want dit is wat vir hom lekker is, voordat hy die geskiedenis kan doen. Met lees is dit presies dieselfde. Wanneer kinders uitdagings het, gaan hulle allerlei maniere soek of uitvind om dit te vermy, en vir so 'n kind is dit natuurlik verskriklik moeilik wanneer daar druk op hulle gesit word om byvoorbeeld voor 'n klas hardop te lees en hulle weet dit is vir hulle baie moeilik. En omdat jy stadig en moeilik lees, lees jy min. En ek het nou juis net in die vorige keer vir julle genoem, as jy nie gaan lees, genoeg lees nie, gaan jy nooit beter lees nie. Jy gaan nooit 'n goeie leser word as jy nie lees nie. Maar omdat jy stadig en moeilik lees, gaan jy min lees. So ons moet hier ons kinders aanmoedig om meer te lees, sodat die leesvaardigheid kan ontwikkel. Omdat jy min lees, oefen jy nie om beter te lees nie. Ons het gesê ons vermy dit wat nie vir ons lekker is nie. Omdat jy min lees, het jy ook nie die woordeskat om moeilike boeke en handboeke maklik te verstaan nie. En nou gee ons het gesê die teks, 85% van die kurrikulum word per teks gelewer, daar word van die kind verwag om te lees wat daar staan, om te kan
teruggee wat gedoen moet word en dit maak dit baie moeilik. Die kind het nie die woordeskat nie, hy kan nie moeilike boeke lees nie, hy kan nie die handboeke lees nie, so dit is ons plig as onderwysers dan om hier seker te maak dat ons die kinders help, dat ons as dit beteken ons moet vir hulle voorlees sodat hulle kan verstaan en die begrippe vir hulle verduidelik om dit makliker te maak sodat ons dan natuurlik hierdie uitdagings kan aanspreek. Die volgende ding wat gebeur wanneer dit vir kinders moeilik is of wanneer daar uitdagings is, omdat jy nie goed genoeg woorde ken nie, kan jy nie sê wat jy dink of voel nie. Met ander woorde, ek kan myself nie uitdruk nie. En hier is dit nogal belangrik, ek dink, wanneer ons praat van 'n uitgebreide woordeskat, is daar ook navorsing in Nederland wat bewys dat as jy elke dag vir 10 minute op 'n dag vir jou kind 'n storie voorlees, stel jy die kind in staat om 1000 nuwe woorde aan te leer. Ek dink ons moet nooit die waarde van voorlees onderskat nie. So as 'n kind nie die woorde het om te sê hoe hy dink of voel nie, gaan hy homself nie kan uitdruk nie. En omdat jy min lees, verswak jou leesvaardighede. Jy leer nie beter spel nie en daarom kan jy nie en hou jy ook nie van skryf nie. Die belangrike ding hier, al hierdie goed het 'n ripple effek. Dit lei die een ding lei tot die volgende. As ek nie kan lees nie, vermy ek om dit te doen om beter te word. Dit beteken ek kan ook nie spel nie, dit beteken ek kan ook nie goed skryf nie. So dit het 'n impak op alles wat ontwikkel. Ons kom ook baie keer agter as mense vir ons vra om kinders te help met leesuitdagings. Die eerste ding wat hulle vir ons sê is die kind se taal. Hy het hulp nodig in Afrikaans. Dan kom ons agter dat die kind eintlik 'n swak leser is en dit is hoekom hy nie kan presteer in die taal waarin hy moet presteer of dan in al die ander vakke wat gedoen moet word nie. Omdat jy nie goed kan lees en skryf nie, kan jy ook nie leer nie en hou jy ook nie daarvan nie. So dit raak vir kinders 'n geweldige uitdaging wanneer hulle moet sit en dan natuurlik na hulle boeke moet omsien, na hulle huiswerk moet doen, wanneer hulle moet sit om voor te ry vir eksamen, raak dit vir hulle so moeilik, en as jy baie keer vir hulle vra, het jy dit gedoen, dan sal hulle vir jou sê ja, want hulle wil graag net uit die situasie uitkom, om dit vir hulle self 'n bietjie makliker te maak. Ek wil dan nou ook hê, wat julle hier moet doen is, gaan dink 'n bietjie, watter ander uitdagings is daar, wanneer kinders nie kan lees nie, of wanneer kinders moet lees om te leer, en hulle nie so goed kan lees, of met begrip gaan lees nie. Dink so 'n bietjie, en dan kan julle net vir ons met 'n aantekeningkie skryf, wat is daai goed wat julle aan dink, wat ons nog by hierdie lysie by kan voeg. Ek het net 'n paar vir julle uitgehaal, om te verduidelik, dat daar wel uit watter tipe uitdagings daar is, wat vir kinders dit moeilik maak om te lees. Ek gee vir julle dan net so 'n minuut, dat julle net bietjie dink, en dan kan julle dit neerskryf, en ons sal dit dan ook nog net so bietjie bespreek, wanneer ek terugkom. Baie dankie. Ek gee maar vir julle hoestyd. Ja, is 'n nuwe ding op sy. Is julle happy sover? Ja, ek dink is nice. Ek dink jou pace is nou beter. Ja, ek dink ek het 'n bietjie vinnig uit die blokke uit. Ja, maar die adrenaline. Is maar moeilik as jy 'n sprinter is. Jy doen alles so vinnig. Maar ja, en kyk ons rol, soos jy reg is. Okay. Nee, ek dink is reg. Kan gaan. Okay. Goed, nou het jy 'n bietjie tyd gehad om te gaan dink, en dink aan die kind wat voor jou in die klas sit. Watter goed tel jy op by daai kind wat 'n uitdaging het? Een van die goed wat ek kan uitlig is natuurlik 'n kind wat nie kan lees nie, het min selfvertroue. Ek glo julle het nou 'n bietjie gaan dink en gekyk daarna, en hou die kind in gedagte wanneer jy met die kind werk, en wat jy kan maak om daai selfvertroue terug te bring by die kind, en vir die kind te wys dat lees eintlik baie lekker is.